Sondag 15 Maart is ons doop en inseëndiens. Kom vier saam met ons hierdie spesiale oomblikke van geloof en seën. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Is jy reg vir 'n kompetisie? As jy kan potjiekos maak, sien ons uit om jou pot te proe. Ons het 'n potjiekos kompetisie die 22ste Maart na afloop van die diens. As jy wil inskryf, kontak ons kerkkantoor. Daar is ook R1000 prysgeld op die spel. So kom wys vir ons wat kan jy doen. As jy net wil saam kuier en lekker wil saam eet, is die koste slegs R70 per persoon vir 'n heerlike potjie kos. Ons sien julle almal die 22ste Maart na afloop van die diens. Aandag al ons ouers. Ons kinderkerkkamp is van die 27ste tot die 29ste Maart en die kostes beloop slegs R700 per kind wat kos, verblyf en 'n snoepiegeldjie insluit. Ons hoop om al julle kinders daar te sien. Mannekamp saam met United Men, 27 tot 29 Maart in Parys. Koste is R1000 per persoon. Kontak Johan op die advertensie om jou plek te bespreek. Dankie Here dat U elke hart sien. Dankie dat U elke gebed hoor. Partykeer glo ons dit nie, Here, maar dankie dat U doen. Onafhanklik van wat ons glo. Onafhanklik ons verwagtinge, wat ons sê is waar of vals. Dankie Here dat U luister. Dankie dat U hier is. Dankie dat U opgestaan het uit die doodheid en vir ons kom lewe gee het en dit in oorvloed. En dankie dat ons van dit kan sing vanoggend. Dankie dat ons van dit kan getuig vanoggend. En dankie Here, bo alles dat dit waar is. Ons is lief vir U Vader. Dankie dat U vir ons eerste lief was en vir ons die model kom wees het van hoe om lief te hê. En ons nog elke dag skool toe vat rondom dit. Dankie Here, dankie Heilige Gees vir die nabyheid en die leiding. In Jesus se naam. Amen. Dankie julle kan maar sit. Dankie aanbiddingsspan. Ek skal vir hulle 'n lekker hande klap gee. Is dit nie lekker om te sien hoe vol die verhoog raak? As die aanbiddingsspan gaan sit, dan is die kerk vol. Dit is awesome, dankie julle. Ja, ek kan sien, die wind het van die mense weggewaai. Daar is so sulke oop kolle, wat ons die laaste paar weke nie gehad het nie, maar ek dink dit het met die koue en met die wind te doen. Maar voordat ons aangaan, kom ons kyk eers 'n video saam. Okay, dis kommerwekkend, wat 'n video. Die een wat ek opgesit het op die groep, daar's 'n YouTube link. Okay, daar weet hulle nou. Dit sal daarom nie appelkar omgooi nie, maar ons ry met 3 wiele. We train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province. They rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet. In the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way.
I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway. And as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. She said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. And you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Interessant, nee. Perspektief. Baie keer kla ons oor die weer. As jy by die huis kyk. Baie keer kla ons oor die weer, nee. Baie keer kla ons die stoel sit nie gemaklik nie. Ag, kyk nou wie hoe lyk hierdie. Kyk daai ding teen die meer hang skeef. Die waiers is alweer aan. Die waiers is af. Die vensters is toe. Die vensters is oop. En dan vra ek, Here, maar wat is die verskil tussen daai mense en myself? Dit is baie eenvoudig. Hulle is lief vir God se woord. Baie lief. Hulle het agtergekom dat om God se woord te ken en te verstaan en deel te maak van hulle lewe is baie belangriker as gemak. Hulle het nie 'n probleem om tronk toe te gaan vir 3 jaar nie. Hulle sien dit as 'n memoriseringsklas vir 3 jaar. Interessant, nee. En dit is so. Hoeveel Bybels het ons nie in ons huise nie? Party van ons weet nie eers waar is ons Bybels nie. Ek het 'n baie groot een saamgebring vandag. Ek lees hom ook nie baie nie. Ek het ander Bybels waar ek lees. Maar hierdie woord van God, ons moet leer om dit lief te hê. Met ons hele hart. Met alles wat ons het. Hoe doen ons dit? Ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor die woord, maar ek wil met julle praat oor meditasie. Nou die oomblik as ek sê meditasie, dan raak jy ruggie styf. Waarvan praat jy dan?
Meditasie is nie 'n lekker woord nie. Ja, hou vas. Nog nie uitloop nie. Ek gee my eers 10 minute. So, ek wil julle eers vat na 'n skrif toe. Eet die woord. Esegiel 3. So as jy jou Bybels het, Esegiel 3, ons gaan ook kyk na Psalm 1, Josua 1, Psalm 119, baie van Psalm 119, gelukkig is daar baie skrifverse, so ons behoort nie uit verse uit te hardloop nie. Esegiel 3 sê hy, die stem het vir my gesê, mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel. Ek het my mond oopgemaak en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê, mens, eet die boekrol wat ek jou gee, eet jou vol. Ek het dit geëet en dit was so soet soos heuning in my mond. Nee? Nou as julle sal dink dis weird, as ek die Bybel oopmaak en ek skeer bladsy 1 uit en ek begin dit eet. Nee, julle gaan, okay, kom ons ry hierdie ou is mal. Alright, so dit is nie wat hy bedoel nie, nee? Wat hy bedoel is, maak die woord deel van jou, voordat jy dit gee vir ander. Dit help nie, ons staan hierso voor Sondag na Sondag en ons gee vir julle die woord, maar ons glo self nie wat ons vir julle leer nie. So dis hoekom baie keer kry ons terugvoer, dan sê die mense, dankie dat julle preek soos julle preek, want dit kom uit julle harte uit. Dan dink ek, dankie Here, mission accomplished. Maar dit is nie lekker om net te luister na 'n professor heeldag lank wat net lees wat jy ook maar kon gelees het nie. Ek en JP beleef dit gereeld. Dan dink ek, jy kon eintlik net hierdie vir ons ge-email het, ons kon dit self gelees het. Dis boring. Maar wanneer iemand praat vanuit dit wat hulle geëet het, dan luister 'n mens anders, want hulle praat dit anderster. Dan word dit anders. Nou ek weet nie, wie van julle hou van slab chocolate? Nee? Amen. Alright. Van ons bietjie meer as ander, so staan dit. Nou, as ek en Michelle op 'n date is, en ons elkeen het 'n slab chocolate, ek asem myne in, nee? Weg. En dan begin ek wonder hoe proe hare. Nee? Het julle dit al beleef? Is die sulke mans? Ja, mama gee hom so. Michelle breek blokkie vir blokkie af. En dan sit sy hom in haar mond en dan laat sy hom net wees. Dan smelt hy so stadig in haar mond. Sy proe elke atoom van daai sjokolade. Ek dink sy los hom so lank in haar mond, dat sy kan naderhand die kakao en die suiker en die melk van mekaar skei en dan apart sluk. So sy beleef alles van hom. Ek geniet ook dele van haar sjokolade. As sy dit los waar ek dit kan sien. So, wat ek vir jou sê is, jy kan die woord van God lees en dit kan vir jou absoluut niks beteken nie. Vinnig, gou 5 minute. Okay, lekker. Alright, kom ons gaan aan. Of jy kan daai woord vat en jy kan dit net so 'n bietjie in jou mond los. Laat dit net so 'n bietjie smelt. Laat dit net so 'n bietjie deel word van jou gees. Laat dit deel word van elke atoom van jou wese, van jou siel en jou liggaam. En dat jy 'n lewendige testimony. Getuienis, dankie. Daar is daai Engelse woord het nou lekker gesmeld. 'n Getuienis, 'n lewendige getuienis kan wees van God se woord. Dis hoe jy dit word. Right, nou kom ek wys vir julle, as ons sê mediteer, daar's ons ander gelowe wat die woord meditering gebruik. So ek wil net eers dit uit die pad ruim, dat ek net vir julle kan vertel, wat is die verskil tussen die twee. Meditering wat nie Bybel gebaseer is nie, ja die Hindoes doen dit, ja die New Age spiritualists, hulle doen dit, die mense wat yoga doen dit, jy weet, hulle sit kruisbeentjie, vingertjie so en lei 'n klokkie, ping, en dan is hulle daar, nee? Wat hulle vir jou sal sê is, gedurende meditasie, go blank, nee? Maak skoon jou brein,
Laat dit leeg gaan. En dan kom Satan en speel ons soos 'n PlayStation 5. Moenie dit doen nie. Moenie jou gedagtes laat blank gaan nie. Dit beteken niks. Want as jy mediteer oor niks, wat leer jy? Niks. Dit is baie eenvoudig, 1 + 1 is 2. Alex het op 'n stadium vir my gesê, dis nie waar nie, dis 3. Sê ek, hoe bedoel jy? Sê, papa plus mamma is ek. 3. Sê, okay, rustig, ons sal daai gesprek later hê. So ek wil vir julle sê, as ons praat van die wêreldse weergawe van meditasie, pas op. Die ouens wat uit die okkult uitkom, is baie interessant. Die ouens wat uit die okkult uitkom, sê, pas op vir meditasie wat gaan na niks toe nie. Want dit maak jou oop vir demoniese oorneem. Hijacking. So pas op daarvoor. Moenie 'n PlayStation 5 wees nie. Alright. So pas op. Ek gaan nie verder daaroor ingaan nie. Jy is welkom om my te verskil. Kom gesels met my. As ons praat van mediteer vandag, praat ons van die Bybelse weergawe van meditasie. Die Hebreëse woord is haga. Nee, dit klink amper asof jy iemand skrik maak. Haga. Nee? Haga. Haga is die woord wat kom van murmureer. Het julle al gehoor as iemand murmureer? Vra jou tieners as jy met hulle geraas het. Nee, as hulle wegstap. Wat sê jy? Ek sê sommer ek's lief vir julle. Nee? Dis murmureer. Dis daai wat jy praat so onder jou asem. Of sagte praat, herhaling, of diep oor iets te dink. Nie niks nie, iets. Te dink oor iets. Waaraan dink ons? Om diep oor God se woord te dink. Hierdie. Om diep te dink oor God se woord. Om God se woord te herhaal of hardop te sê. Saggies, hardop, wat ook al vir jou werk. Om oor God se werke en karakter na te dink. En om toe te laat dat God se woord jou lewe en besluite vorm. So as ons vandag praat van meditering, dan praat ons hiervan. As jy luister na iemand soos Dallas Willard, hulle vergelyk sy nuwe werke, of die laaste werke wat hy geskryf het voor hy oorlede is, vergelyk hulle met Augustine, hulle vergelyk dit met al die kerkvaders. So, dit is baie raar in vandag se tegnologiese damp, laat iemand vergelyk word met van die oorspronklike skrywers oor die Bybel. Nou hy sê, meditering in op sigself beteken niks. Dit gaan oor wat jy mediteer. Goed, so kom ons skuif aan. Benjamin Dekker sê die volgende: In Christian meditation we reflect on biblical truths and their relevance to our lives. We look to them to help open our hearts and minds so that we may welcome the Holy Spirit's guidance in all of our thoughts, words and deeds. Want dis hoe dit werk. As jy die Heilige Gees toelaat dat die woord van die Here lewendig word in jou, dan beïnvloed dit heel eerste wat? Jou gedagtes. Dan beïnvloed dit jou woorde. En dan beïnvloed dit jou dade. So as jy daaroor mediteer, as jy die woord herhaal, en ons sal nou kyk hoe dit werk. So ek het verlede week het ons gepraat oor Psalm 1, ek wil weer praat oor hom, ek gaan daar begin en dan skuif ons aan. Psalm 1, julle kan saam my lees. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word, soos vandag. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. Nou as ons na daai gaan kyk, wat uitstaan daarso, is daardie stuk. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind,
dit dag en nag oordink, dis meditering. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou, hoe klink meditering as ons dit doen? Want jy sien, jy begin eers by 'n vol stuk, soos Psalm 1, dan lees jy dit. Dan is daar 'n stuk soos hierdie, wat uitspring uit daai deel uit. Want vir jou beteken dit in hierdie seisoen iets, soos daardie. En dan lees jy dit oor, en oor, en oor. Weet jy hoeveel keer kan jy daai lees in 5 minute? As jy stadig lees, ten minste 15 keer. As jy vinnig lees, baie keer. In 5 minute kan jy dit oor en oor en oor en oor. Hoe klink dit? Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dit is meditasie op God se woord. En om dit oor en oor en oor. En weet jy wat gebeur op 'n stadium? Dis soos wanneer jy wiskunde oefen. Die wat nooit geslaag het in wiskunde, moenie stres nie, doen dit net. As jy die voorbeelde oor en oor en oor doen, dan begin daar op 'n stadium 'n patroon uitstaan. En dan kan niemand jou ooit weer vasvra daarmee nie. Dis hoe dit werk. Maar as jy dit nie gaan beoefen nie, as jy dit nie gaan doen nie, as dit nie 'n daaglikse roetine is nie, gaan jy nie die voordeel hiervan trek nie. Gaan jy hel toe as jy nie mediteer op God se woord nie? Ek hoop nie so nie. Jy sien, verlossing kom van God af. Hoe ons in ons wandel met God loop, kom van ons af. Daar's 'n verskil. En ek wil hê julle moet dit nooit vergeet nie. So kyk na Joshua 1. Joshua 1 vers 7 tot 8. Hy sê, wees veral sterk en baie vasberade. Kan julle ook sien? Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy doen. Jy sal voorspoedig wees. Lyk dit vir jou of iets bekend is daar? Van Psalm 1? Nee. Kyk na daai dele. Nee, daai dele moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in dit wat jy moet doen. Sien julle hoe staan die stukke uit? Maar jy gaan nie die patroon sien as jy dit nie ken nie. Jy gaan dit nie sien nie. So jy moet dit ken. Maak dit eers vas in jou eie hart. Ken dit eers, memoriseer dit eers. En dan gaan mediteer jy daarop. Want dan gaan hierdie goed begin uitstaan. So Joshua 1 en Psalm 1 sê dieselfde ding. By wie het Joshua geleer? Wie was sy mentor? Moses. So hy het die Torah by hom gehad, want Moses het op daai stadium dit klaar geskryf. So Joshua kon leer daaruit en dan sê hy, u wet maak my bly. Weet nie wie van julle het al so gevoel oor 'n wet nie. So wat sê Joshua 1 vers 7 en 8 vir ons? Hy sê vir ons die volgende, mediteer deur die woord te praat. Dink heeltyd daaroor na en gehoorsaam dit. Moenie net hoorders van die woord wees nie, wees ook doeners van die woord. Hoekom? Want jy sal suksesvol wees oral waar jy gaan. Wie wil nie suksesvol wees nie? Niemand. Almal wil suksesvol wees. Okay, mediteer op die woord. Jy sal slaag in wat jy moet doen. Wie hierso is besig met toetse en eksamens en besig om te leer? Ja, nee, so lees die Here se woord. Dit help met wiskunde. Dit sal jou lei na aksie toe. Is dit nie wat ons wil wees nie? Wil ons nie Christene van aksie wees nie? Kom ek gee julle 'n skokkende statistiek. Uit die 100% van mense in Amerika, en ek dink ons is nie ver van dit af nie,
sê 80% van hulle, ons is Christene. Weet julle hoeveel van daardie 80% is regtig vrugtedraende Christene? 4%. 4%. Dit beteken, elke 100 mense wie se hand jy skud, 4 van hulle is vrugtedraande doeners van God se woord. Dis scary. Brakpanwys is natuurlik anders, hier is net 4 wat dit nie doen nie. So as jy geoordeel voel, moenie hand opsteek nie, okay. Psalm 119, julle, Psalm 119 is incredible. Baie mense bly weg van Psalm 119 af, hoekom? Want hy het 176 verse. Nee, memoriseer gou daai een. Maar jy sien die Here in sy voorsiening het Psalm 119 opgedeel in 8 verse stukkies. So jy hoef net 8 verse op 'n slag te memoriseer. Maar Psalm 119 is incredible. Die rede daarvoor is die hele Psalm 119 gaan waaroor ons vandag praat. Dit gaan oor, jy hoor hoe dat Dawid wat dit geskryf het, sê hoe lekker is dit vir hom om God se wette te lees. Om die Torah, Genesis tot Deuteronomium, deel te hê van sy wese. Hy het dit geëet. Hy eet hom, die ding. Nee? En wat sê dit? So ek gaan net 'n paar goeters uitlig in Psalm 119. Vers 1 tot 16 lig uit, dit sal met jou goed gaan, dit het ons gesê. Jy sal nooit raadop wees nie. Hoeveel van julle het al voor situasies gestaan en somme in hierdie week, wat jy voel, ek is raadop. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek wens my vrou wil net begin lekker kook. Nee, ek nie. Nee? Ons is raadop partykeer. En tog sê hy, as ons mediteer op God se woord, sal ons nie raadop wees nie. Ons sal raad hê vir die moeilike situasies in ons lewens. Nommer 3, ons sal God loof met opregte harte. Baie keer, ek weet nie of dit met julle al gebeur het nie, maar baie keer, dan praise en worship ons, en dan dink ek, Jesus, ek hoop my hart is opreg. Ek hoop, as die Here na my hart kyk, sien hy wat ek wys en sê. Ek hoop dat dit wat my lewe van getuig, is regtig wat God sien. Asseblief Here, ek soek 'n opregte hart as ek U dien. Maar om dit te doen, Romeine 12:2, julle gaan hom baie hoor. Romeine 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. En hoe doen ons dit? Mediteer op God se woord. Dit hou ons lewens skoon, dit weerhou jou van sonde. Ek weet, hier is nie baie van julle wat sukkel met sonde nie, maar as jy sukkel met sonde, hier sê hy, mediteer op my woord, en jy gaan nie meer daarmee sukkel nie. En ek kan eerlik getuig, hoe nader ek aan die Here beweeg, in terme van meditering op sy woord, hoe minder sukkel ek met sonde. Hoe makliker kan ek sê, nee. Dit is net so, dis hoe dit werk. Ek kan nie vir jou 'n formule tik en sê, na die hoeveelste vers wat jy oor gemediteer het, gaan dit begin gebeur nie. Dit gebeur net. Want dis nie jy nie. Dis God se krag in jou, wat jou in staat stel om te sê nee. En dan, jy sal nie God se woord vergeet nie. En ek dink dit is die kruks daarvan. Dan weer vers 97 tot 104, hy sê, dit maak ons wyser as ons vyande. Wie wil wyser wees as sy vyande? Ek dink almal. Nee? Sal dit nie lekker wees om elke keer jou vyand ore aan te sit nie? Ek hoor die naweek Dallas Willard gee klas, en een van sy studente staan op, en hy is nogal woedend vir Dallas Willard, nie van die punte wat hy gemaak het. En hy vat hom aan voor die klas, maar hy is heeltemal verkeerd. En in daai oomblik sê Dallas Willard, sê hy, dankie, kom ons land die klas vandag hierso, lekker dag vir julle almal. Jus, en een van sy ander studente kom na hom toe aangestap, en hy sê vir hom, hoe kan jy die klas daar stop? Jy weet wat die waarheid is, jy kon die vloer met hom gemop het. Hy sê, ja, maar die Here gebruik daai persoon, om my te help, om nie hom te verneder nie. Om weg te loop partykeer, al is ek reg. Dink ek so, Here, sit dit ook op my lysie.
Ons sal meer insig hê as ons leraars. Nee? Tensy jou leraar mediteer op die woord. So jy sal meer insig hê as jou leraars, kinders, by julle onderwysers, be humble. Ons sal beter onderskeidingsvermoë as ons ouderlinge hê, tensy hulle mediteer op die woord. Ons sal sy woord bo sonde kies. God self leer jou. God self word jou mentor. Jy het al baie gehoor hoe sê ons, kry mentors in jou lewe. As jy mediteer op die woord, word Jesus self, Johannes 1 vers 1, nee? Die woord is self God. Dan word God self jou mentor as jy mediteer op die woord. Sal dit nie cool wees as iemand op jou CV vra, so wie is jou mentor? God. Daai is lekker. Ons sal begin om God se wil te verstaan. Ons word baie keer kwaad omdat ons nie God se wil verstaan nie, veral wanneer dit moeilik gaan. As jy jou werk verloor, is partykeer jou skuld. As jy siek word, as iemand skielik doodgaan, soos in die week met die begrafnis wat ons gehad het. Skielik gaan iemand dood en jy verstaan dit nie. En dan is jy kwaad en dan wil jy vir God kwaad wees. Ek wil net vir julle sê vanoggend, niks sit jou ooit in staat daartoe, of gee jou die reg om kwaad te wees vir God nie. Niks. Dan verstaan jy nie jou posisie nie, en jy verstaan nie God se posisie nie. So net 'n side note, daar is dalk iemand hier wat kwaad is vir God op hierdie stadium. En hoe meer ons mediteer op God se woord, hoe meer sal ons sy wil verstaan. So as jy wil weet wat gaan in die hart van God aan, mediteer op sy woord. En dis lekker om hier uit te gaan vanmiddag, want nou is jy gesupercharge, en nou gaan jy die hele Bybel memoriseer in een middag. Moenie. Vat 'n vers, begin daar. Kan ek vir jou sê, as jy wil begin memoriseer en mediteer, Psalm 23. Awesome. The Lord is my shepherd. I shall want nothing. Begin daar. Begin daar. Dan sal jy sien wat gebeur. En sê dit oor en oor en oor. Memoriseer hom tot jy hom ken. Psalm 119 vers 105 tot 106 sê die volgende. Hy sê, u woord is die lamp. Wat sê? U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het 'n eed afgelê en daarby sal ek bly, om my aan u bepalings te hou. Hulle is regverdig. Gister praat ek en Alex daar op die stoep. Praat ons oor hierdie goeters en hy sê, maar papa, hoekom luister ons nie net nie? Ek sê ja, ek weet nie. Hoekom luister jy nie net as ons met jou praat nie? Nee? Is dit nie so nie? Die antwoord is maklik. Hou by die reëls en jy sal nooit pak kry nie. Die Here sê vanoggend vir jou, hou by my woord en dit sal met jou goed gaan. Jy gaan nie skielik al die promosies in die wêreld kry nie. Dit beteken nie jy kom noodwendig uit die tronk uit nie. Maar Paulus het gesit in die Here geloof en prys terwyl hy in die tronk was, want hy het geweet wie God is. Hy het geweet dat hy in die tronk is deel van sy plan. Soos daai vrou, wat sê, vir 3 jaar sit sy in die tronk, wat doen sy? Sit sy in mope daaroor en word kwaad vir God? Nee, sy gebruik die stilte en die tyd om die skrif te memoriseer. Waar is ons op daai pad? Jo, gisteraand laat kry ek hierdie toe, gooi ek hom gou in. Your testimonies are indeed my delight. They are my counselors. Soek jy wyse raadgewer in jou lewe? Soek jy iemand na wie toe jy kan gaan? Veral die mense wat se paas en maas oorlede is. Baie keer voel dit vir jou, ek wens ek kon die foon optel en gou my pa bel en net hoor wat sê hy. Ek wens ek kon gou my ma bel. Ek wens ek kon gou my boetie bel of my beste pel. En hulle is nie meer daar nie. Jy voel jy het jou raadgewers verloor. God sê my woord is jou raadgewer. Mediteer daarop. Mediteer op my woord en jy het raadgewer vir altyd. Vir altyd. En jy hoef hom nie eers te bel nie, hy is in jou hart.
Beautiful. Hoor wat sê Joanna Kimbrell. Sy sê, when we meditate on the Bible, we fill our minds with God's word. We ask the Lord to help us believe the truth, to transform us by it, and to apply it to our lives. We repeat it in our minds and preach it to our souls. Ek weet nie of julle weet wie is Yuval Noah Harari nie. Vergeet die naam. Hy het 'n paar jaar terug op 'n globale skaal, op 'n globale platform gesê, the human is now a hackable animal. Hy sê, we can now program the human mind. Dan vra hulle vir hom, but how on earth do you do that? Hy sê, video games, movies, series, music, whatever we want. We can program the world. En wat is hulle mee besig? Met wat hier ingaan. Die meditasie, want wanneer jy sit en 'n fliek kyk, is jy besig om te mediteer. Jy weet nie eers wat steek vas in jou kop nie. Dit steek vas. En op 'n stadium begin jy goeters glo. Ek het 'n student wat vanoggend vir my 'n ding gestuur het wat gaan oor hoe duiwels is Israel. Netanyahu sit daar en verduidelik hy hoe jy mense moet indoktrineer totdat hulle glo om kinders te bom is reg en so aan. En dan staan daar hoe is hierdie ou nog nie gearresteer nie. Maar hulle wys net daai stukkie. Toe stuur ek vir hom terug. Jy weet hy's besig om Hamas te verduidelik, nie? Hy's nie besig om te praat oor homself nie, maar omdat dit net 'n klip is, lyk dit of hy praat oor homself. So die konteks is weg. Maar jy sien genoeg van daai video's, dan begin jy dit glo. Genoeg van daai video's, dan verander jy jou perspektief van dit wat goed en gesond en geloofwaardig en eerbaar, Filippense 4 vers 8, dink ek. Dan begin jou perspektief verander na iets wat vals is. Mense, ek kan nie vir julle verduidelik hoe belangrik dit is om te mediteer op God se woord nie, because you're preaching to your soul. Wat wil die wêreld doen? Hulle wil ook vir jou siel preach. En hulle wil hom vernietig. Hoe staan jy teen dit? Met God se woord. Laaste skyfie. Hierdie is shocking. Satan is content that you should be hearing and praying Christians, just so long as you are not meditating Christians. Hoekom? Want as ek nie die woord van God ken nie, beteken my gebede nie so baie nie. Het julle al gehoor hoe klink gebede van mense wat nie regtig die woord van God ken nie? Dankie vir my kat en my hond en my duvet. Dankie vir daai sweet gister. Was baie lekker. Dankie vir my vrou se sjokolade. Dankie vir my PlayStation 5. As jy die woord kan begin bid, dan gaan jy sien hoe begin goed verander. Want dit is nie jou woorde nie, dis God se woorde. Bid bietjie Psalm 91, beskerming oor jou en jou huisgesin. Bid bietjie Psalm 23, bid bietjie Psalm 18. Jy het nog nooit God gesien soos hy verduidelik word in Psalm 18 nie, dis exciting. Gaan bid Psalm 141, 142, 143. Die psalms, die Bybel is geskryf vir jou om dit te bid. Bid dit. Sê Here, skep in my 'n hart wat wil mediteer op die woord, wat daaraan wil dink dag en nag, sodat alles wat ek aanpak suksesvol kan wees. Daarso is Psalm 1 en Joshua 1 in 'n gebed. En dis nie my woorde nie, is God se woorde. Jesus het nie eers sy eie woorde gebruik toe hy teen die duiwel gestaan het in die wildernis nie. Hy het Deuteronomium 6 gebruik. Hy kon gesê het, kom engele army en wis hierdie Satan ding uit. En hy het nie. Hy het Deuteronomium 6, het hy so vir hom gekwoteer. Hy eet hom. En wat het die duiwel gedoen? Hy het gewaai. Hy kon nie opstaan teen die autoriteit van die woord nie. Die Here kom en hy gee vir ons die autoriteit van die woord. En hy sê, hierso is dit my kinders. Hier is dit. Eet dit, bladsy vir bladsy, vers vir vers. Maak dit deel van jou wese. Maak dit deel van jou hart, want vanuit jou hart uit vloei die lewe.
Hier's dit. As jy wil hê, jou omstandighede moet verander. As jy wil hê, jou manier van lewe en jou manier van die lewe sien moet verander, mediteer op God se woord. As jy vanoggend hier sit, want daar is sulke mense, as jy vanoggend hier sit en dink, ek is okay, jy het dit meer nodig as die res van ons. As jy hier sit en jy dink, jy's okay, is jy op 'n baie gevaarlike plek. Die duiwel het dit ook gesê, net voordat hy God se troon probeer vat het. Moenie hier sit en dink, ek ken die Bybel nie. Jy doen nie. Moenie hier sit en dink, jy's okay nie, jy is nie. Wanneer jy in die spieël begin kyk van die woord, dan kom jy dit agter. En dan kom jy agter, hierdie hele boek is geskryf, sodat jy kan weet, you need a savior. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy het Jesus Christus in jou lewe nodig. Jy het sy gemeenskap nodig, Romeine 12, Efesiërs 4. Vat sy woord, mediteer op dit, en maak dit deel van jou wese. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons u woord kan eet, kan deel maak van ons lewens. Help ons, Vader, om op u woord te mediteer dag en nag. Help ons om elke spasie en elke gaping wat ons het, vol te maak daarmee. Dat ons soos daai mense in China so opgewonde sal wees, om net 'n papiertjie in die hande te kry met skrif op, en dit dadelik te memoriseer. Help ons dat ons bekend sal staan as mense van die woord van God. Niks meer nie, niks minder nie. Ons wil u deel hê van elke atoom van ons wese, ons siel en ons liggaam. Dankie Vader dat u in beheer is. Dankie dat u die een is wat ons die krag en die begeerte gee om te doen wat u behaag. Ons is lief vir u Vader. Dankie dat u ons herder is. Gee ons vandag ook ons daaglikse brood. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose in Jesus naam. Amen.